Miljoene enstowwe is besig om die land binne te kom om die back-and-closure pandemie te bestry. Groot geraas word gemaak oor hoe die pandemie gehanteer word, maar belangriker vir ons is hoe die boere hierdie uitdaging op hul plase hanteer. OVK Media het met 'n paar boere in verskeie streke op hul plase, by hekke en in koffiewinkels gaan gesels. Hierdie is wat hulle met ons gedeel het. Ja, Erika, waar ek is, hierdie kant waar die Droughtmasters en die Sussex stoet is, het ons absoluut geen positiewe gevalle of diere wat besmet is nie, maar my kommersiële kant wat so 20 km hier vanaf is, ook in die Klokkelaan area, is wel besmet met back and claw. So dit plaas 'n groot stremming op 'n mens op hierdie stadium, want jy kan nie diere heen en weer skuif nie, jy kan nie diere verkoop nie. Al wat jy kan doen is miskien laat slag, maar daai kant kan jy nie laat slag waar dit positief uitgebreek is nie. Nou en wat mense 'n bietjie bekommer deur die jaar, ons weet nie of ons gaan veiling hou Augustus maand nie, want dit is 'n groot impak op 'n mens, want jy hou jou jaarlikse veiling en en as jy nie jou veiling kan hou nie, gaan dit 'n ontsettende groot stremming op jou kontantvloei hê. Definitief, dit het 'n groot negatiewe invloed. Ek kan nie diere verkoop nie. Ons het geen inkomste uit veilings nie. Ons het probeer noodverkope doen voor die tyd. Jy moes maar jou prys vat, jy kon nie meer ding vir 'n prys nie. So daar het ons klaar die knie gebuig en dan ons kopers en die voerkraal aankopers en die slagters is almal baie senuweeagtig. So jou mark waar jy kan verkoop is baie kleiner, so jou bedingingsmag is kleiner. So ons ly op 3 plekke al. Dit is onsaglik hoe ons ly. Ons ly baie skade. Erika, 'n melkkoe is 'n bees wat baie hard werk omdat sy 2 keer 'n dag gemelk moet word. Dit sit verskriklike stremming op haar immuunstelsel en omdat haar immuunstelsel onder druk is, is sy baie vatbaar vir 'n virus en so ook vir sekondêre infeksies wat mastitis veroorsaak en dit het 'n geweldige invloed op die dier en op 'n melkery as geheel. Erika, nee. Die virus is 'n vinnig muterende virus. So net omdat skaap nie op hierdie oomblik geaffekteer word nie, beteken nie dat dit nie in die toekoms so gaan wees nie. So ons hanteer al ons diere presies dieselfde. Erika, eerstens probeer ons om die besoekers wat op die plaas kom te beperk en tweedens probeer ons kudde geslote hou en ons probeer om daarna nie diere rond te skuif nie. Jeannie, 3 van my 6 veilings wat ek so deelneem is klaar gekanselleer, met 'n moontlikheid van nog 2 binne 4 weke wat ook gekanselleer gaan word. Ons is bevoorreg om nog nie positiewe gevalle te gehad het nie, maar dit het 'n enorme invloed op kontantvloei en op jou boerdery as geheel. Daar word beraming in die eerste jaar van 'n positiewe melkplaas is die verlies tussen 5 en 6.000 rand per koei. So ou wat 1000 koeie melk is dit tussen 5 en 6 miljoen rand verlies in jaar 1. So ons het 'n voertuigbad gemaak waardeur alle voertuie wat die plaas inkom moet deurry. En dan het ons ontsmet maatjies wat alle gaste en personeel oggend en aand moet intrap. En dan het ons personeel ook 'n ekstra stel beskermende klere wat hulle na hulle in die dorp was moet aantrek om 'n nuwe week in te gaan. Erika, ja, ons en teen die heersende siektes in die omgewing. Maar ek dink 'n baie belangrike ding is om die diere se voedingsstatus so goed as moontlik te kry om dan 'n immuniteitstelsel te ondersteun. Ons almal weet die back and closure is verwoestend en ons kan net hoop en bid dat dit nie na ons toe kom nie. As ons dit wel gaan kry, sal dit definitief die grootste uitdaging wees wat ons tot nou toe moet trotseer. Erika, ek dink nie ons besef almal wat die invloed van back and closure op die rooi vleisprodusente regtig is nie. Sekere boere word tydiglik meer beïnvloed as ander, maar op die einde van die dag beïnvloed dit die hele waardeketting en ek dink regtig dat hierdie probleem dringende aandag moet geniet. En Jeannie, ek dink nie die skade kan bepaal word nie. Dis 'n ramp. Dit is onbepaalbaar. En die wyse hoe dit hanteer word, ek glo is krimineel van aard en die mense moet vervolg word. Erika, in my opinie, massief. So die Humansdorp uitbraak in 2024 was die boere wat die siekte gekry het, 'n gemiddelde skade 7 miljoen rand en die boere wat in die area was wat voorkomend geënt het, was 1 miljoen rand. Ons almal as boere en as land ly ongelooflike reputasieskade en die uitbreiding en ontginning van nuwe markte is jare agter. Ja, Erika, die enigste manier is inenting. Ons sal maar enstowwe moet kry, die hele land, elke boer se verantwoordelik moet wees om sy diere in te ent
en laat ons weer die back and claw vrystatus kan terugkry in Suid-Afrika. Ons as melkboere staar baie uitdagings in die gesig en daarom is ons baie aanpasbaar en ek is seker ons aanpasbaarheid gaan ook maak dat ons die virus en die pandemie oorleef. Erika, baie dankie aan OVK vir die veldtog wat julle loods en die rol wat julle speel. Baie dankie dat julle my maatjies getrap het en baie sterkte aan alle boere wat back and claw op hulle plaas het. Die impak van die pandemie kan ter eniger tyd in 'n katastrofiese ramp verander. Ons vertrou dat alles moontlik gedoen sal word om 'n einde aan hierdie nagmerrie te bring. Ons dink aan elke boer en sy gesin wat hierdie uitdaging moet trotseer. Dankie vir die saamkyk en omgee.